Goeiemôre, ek groet u. Dit is Sondag die 18de Januarie en dit is goed om weer saam met u te wees hier in die nuwe jaar en ons kyk wat die Here vir ons gaan doen in hierdie nuwe jaar. Ons verwag groot en magtige dinge uit die hand van die Here uit die hand van die rots. Kom ons gesels oor hierdie rots. Jy weet, deur die eeue heen soek mense na sekuriteit. Hulle wil hulle lewe bou op sekuriteit. Nadat ek die skool verlaat het, moes ek gaan werk, want my ouers, ek was nie finansiëel daartoe in staat om my universiteit te stuur nie, so ek moes my werk kry en ek het sy werksekuriteit gesoek en ek dit gevoel, ek kry dit in die staatsdiens hier in Suid-Afrika. Maar vandag is dit anderster as wat dit daai tyd was. Ons leef in 'n ander Suid-Afrika. Dieselfde vind ons daardie soeke na sekuriteit in die geestelike realm. Daar's 'n hinkering in die mens se gees na Godheid en ongelukkig soek mense daardie sekuriteit op die verkeerde plekke baie maal. Mense soek iets daar om daardie leemte wat in jou binneste geskep was, toe sonde in die wêreld ingekom het deur Adam se rebellie en toe die gees van God uit die binneste van die mens moes uittrek weens die sondeval. As dit een plek waar ons absolute sekuriteit kan vind, dit is in die rots van die eeue, Jesus Christus. Moses definieer daardie rots in Deuteronomium 32 vers 4. Hy sê die rots volkome is sy werk, want al sy weë is strafgerigte, 'n God van trou en sonder onreg, regverdig en reg is hy. Eerste verwysing in die Bybel na rots vind ons in Exodus 17 vers 6. Kyk, ek sal daar voor jou by die rots op Horeb staan, dan moet jy die rots slaan, en daar sal water uitkom, dat die volk kan drink. En Moses het dit so gedoen. Apostel Paulus verwys ook na hierdie geleentheid van die rots in die woestyn, en hy sê dit verwys na Jesus, 1 Korintiërs 10 vers 4. En almal dieselfde geestelike drank gedrink het, want hulle het gedrink uit die geestelike rots wat gevolg het, en die rots was Christus. Hier praat ons van geestelike drank. In Johannes 4 vers 10 verwys Jesus daarna, hy sê vir die vrou by die put, as jy die gawe van God geken het, en geweet het dat wie hy is, wat vir jou gesê het, geef my water om te drink, dan sou jy hom gevra het, en hy sou vir jou lewende water gegee het. Vers 14, maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie. Want die water wat ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe. Uit daardie rots, uit daardie vaste rots. Is dit die water wat die mens die meeste nodig het nie? Nooit weer dors te word nie. En wat meer is, om hierdie water te gee aan ander wat dors het. Ons, as kinders van die Here, het die vermoë om hierdie water uit te giet oor ander wat ook baie dors is. Maar God se gelowiges se geestelike oë oopmaak om die dorstige wêreld daar buite te sien. En daardie mense wat honger en dors is dat die reddende genade van Jesus Christus. Koning Dawid beskryf hierdie rots in 'n lied wat hy dig in Psalm 18 vers 2. Die Here is my rots en my bergvesting en my redder. My God, my rots beweeg skuil, my skild en die horing van my heil, my rotsvesting. Dawid praat baie oor hierdie rots. Jesus vertel die gelykenis van die huis wat by die rots gebou is, Matteus 7 vers 24. As hy sê, elkeen wat van hierdie woorde van my, wat na hierdie woorde van my luister en dit doen, hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man, wat sy huis op die rots gebou het. Die reën het geval en die waterstroom het gekom, en die winde het gewaai, en teen daardie huis aangestorm, en dit het nie geval nie, want sy fundament was op die rots. Daarenteen is daar baie mense wat vandag al huise bou op sand, en daardie huise sal nooit bly staan, wanneer die storms van hierdie lewe, by hierdie wêreld, laat dit losbars nie, hulle sal verseker val. As 'n ander verwysing na rots, wat dikwels baie misverstaan word. Matteus 16 vers 13. Toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi kom,
vra hy sy disippels en sê, wie sê die mense dat ek die seun van die mense is? En hulle antwoord, sommige aan Johannes die Doper, sommige Elia en ander Jeremia of een van die profete. Hy sê vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? En Simon Petrus antwoord en sê, u is die Christus, die seun van die lewende God. Jesus antwoord en sê vir hom, salig is jy, Simon Bar-Jona. Bar-Jona beteken seun van Jona. Want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is. Vers 18, en ek sê ook vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou, en die poorte van die doodryk sal dit nie oorweldig nie. Kom ons kyk net na hierdie vers. Hy sê, ek sê vir jou Petrus, die Griekse woord is hier Petros, en op hierdie rots, die Griekse woord hier vir hierdie rots is Petra, sal ek my gemeente bou, die poorte van die doodryk sal dit nie oorweldig nie. Die Griek woord Study Dictionary verklaar hierdie twee woorde Petros en Petra as volg. Petra is 'n groot massa van 'n rots, terwyl Petros nooit 'n rotsmassa beteken nie, maar 'n klippie, 'n splinter van 'n rots wat met gemak gegooi of verskuif kan word. Daarom wanneer 'n vaste fondasie bedoel word die woord Petra, 'n onbeweeglike rots, gebruik. Einde van die aanhaling. Die kerk is dus met haar wortels vasgegroei op die rots, Jesus Christus, wat onbeweeglik staan, en die poorte van die doodryk sal dit nie kan oorweldig nie. Want jy vasgeanker is op daardie rots, is jy die mees sekerheid posisie wat jy ooit kan wees. Daar's geen meer sekuriteit as dit nie. In die boek van Daniël vind ons nog 'n beskrywing van hierdie rots in die droom wat Nebukadneser gehad het. Daniël 2 vers 32. Wat die beeld betref, Daniël praat hier met Nebukadneser, verwys na sy droom. Sy hoof was van goeie goud, en dit verwys na die Babyloniese ryk in 606 voor Christus. Sy bors en sy arms van silwer, was die Meders en die Perse 536 jaar voor Christus. Sy buik en sy ledene van koper in die Griekse ryk 330 jaar voor Christus. Sy bene van yster, dit was die Romeinse ryk in 27 jaar voor Christus. Sy voete gedeeltelik van yster en gedeeltelik van klei. Net hierin, watter wonderlike vooruitsig, voorbeskrywing is dit nie vir God, wat op hierdie stadium, toe Babylon nog in die heerser was oor hierdie ryk, vertel hy vir hulle presies wat die volgorde van die ryk sal wees, wat die Babylon gaan oorneem, Meders en Perse, die Grieke en die Romeine. En dan sê hy vers 34, het gekyk totdat daar sonder toedoen van mensehande 'n klip losraak, wat die beeld tref aan sy voete van yster en klei, en dit fyn gestamp het. Sy voete van yster en klei was die verwys na die eindtyd, die tyd waarin ons nou lewe. Die woord klip wat hier gebruik word, is 'n Arameese woord vir 'n reuse klip, gelyk aan 'n groot rots. En dan Daniël 2 vers 35, toe is tegelykertyd die yster, die klei, die koper, die silwer en die goud fyn gestamp. Dit het soos kaf geword in die dorsvloere in die somer, wat die wind wegneem, sodat daar geen spoor van gevind is nie. Maar die klip wat die beeld getref het 'n groot rots geword, wat die hele aarde gevul het. En vers 43, dan dat u die yster gemeng met kleigrond gesien het, hulle sal deur menslike gemeenskap onder mekaar vermeng raak, maar hulle sal nie aan mekaar vaslewe, net soos yster nie met klei meng nie. Maar in die dae van die konings sal die God van die hemel 'n koninkryk verwek, wat in die ewigheid nie vernietig sal word nie, en die heerskappy daarvan sal aan geen ander volk oorgelaat word nie. Dit sal al hierdie koninkryke verbrysel en daar 'n einde aan maak, maar self sal dit vir ewig bestaan. Net soos u gesien het dat sonder toedoen van mensehande 'n klip van die berg af losgeraak het en die yster, die koper, die klei, die silwer en die goud verbrysel het, die grootte God het aan die koning bekend gemaak wat hierna sal gebeur, en die droom is waar en sy uitlegging is betroubaar. Die Here is groot.
Daar's nog 'n verwysing na die rots, na hierdie rots. Apostel Paulus en Petrus haal aan uit Jesaja, terwyl hulle skryf in Romeine 9 vers 33, soos geskrywe is, kyk, ek lê in Sion 'n steen van aanstoots en 'n rots van struikeling, en elkeen wat in hom glo, sal nie beskaam word nie. Ja, Apostel Petrus sê 1 Petrus 2 vers 7, vir julle dan wat glo, is hy kosbaar. Vir die ongelowiges geld die woord, die steen wat die bouers verwerp het, dit het 'n steen, het 'n hoeksteen geword, 'n steen des aanstoots en 'n rots van struikeling. En hulle haal aan uit Jesaja 28 vers 16, wat sê, daarom so sê die Here, Here, kyk, ek lê in Sion 'n grondsteen, 'n beproefde steen, 'n kosbare hoeksteen, wat vas gegrondves is. Maar hy wat glo, sal nie haastig wees nie. Kosbare vers hierdie. So ek sluit met die rots, wat nie die koning van die konings, Heer van die Here, kon hou nie. Daarvoor lees ons in Matteus 27 vers 59. En Josef het die liggaam geneem, en dit met skoon linne toegedraai, is Josef van Arimatea, en dit in sy nuwe graf gelê, wat hy in die rots uitgekap het. En nadat hy groot steen daarteen, teen die opening van die graf gerol het, het hy weggegaan. Ons weet toe die Fariseërs gekom na Pilatus toe, vir hom gesê, gee vir ons, gee bevel dat hierdie graf verseël moet word tot op die 3de dag. En Pilatus sê vir hulle in vers 65, julle sal 'n wag kry, gaan verseker dit soos julle dit verstaan. En hulle het gegaan en die graf verseker deur die steen te verseël in teenwoordigheid van die wag. Ek het onlangs foto's gesien wat argeoloog gepubliseer het, waar hulle reken dat hulle die graf waar Jesus in gelê het, gevind het, daardie rots, graf wat uit die rots uitgekap was. Langs in hierdie foto's was langs die opening van die graf, is daar oopblyfsels van yster wat binne in die rots ingedryf was. En dat die vermoede is dat daardie yster die oorspronklike verseeling van hierdie steen wat voor die opening gerol is gewees het. Maar nie die steen, nie daardie ysterverseeling kon die Messias verhoed om die graf te verlaat, die doderyk waar die regverdige dode bewaar is, leeg te maak en op te vaar na sy Vader se huis, waar hy 'n woning vir ons gaan berei het. Wat 'n vreugde is dit nie. Daardie plek moet nou vir sy finale stadium wees wat hy gaan berei het. Ek is seker daarvan. Spoedig gaan hy kom. Hy gaan terugkom om ons te kom haal, om ons na hom te neem, sodat ons ook kan wees waar hy is. Johannes 14 vers 2 en 3. En my vraag aan u is, wag jy met groot verwagting, met entoesiasme vir daardie groot dag. Prys die Here seën u. Amen.